Terwyl ons so sit met die oog op die erediens, kom ons sing Psalm 111 se tweede omdigting daarvan vers 1, wat 'n voorreg om saam met ander gelowiges in die huis van die Here te wees. Ek kyk op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het en getrou bly tot in alle ewigheid. Verhef julle harte tot God, ontvang sy seën, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader, ons Here Jesus Christus, en ryklik vermeerder deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan, dan sing ons 'n loflied vir die Here, Psalm 98, daarvan die eerste en die tweede vers, en dan bly ons staan om ons geloof te bely. Ons bely saam met die kerk van alle eeue, ons ewige, ontwyfelbare Christelike geloof, as ons elkeen in ons hart saam bely dat ons glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, in die angste van die hel tot die dood toe ondergaan het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en die ewige lewe. Amen. Ons luister vanmôre saam na die wet van die Here soos ons Here Jesus het vir ons saamvat in Matteus 22. Matteus 22 vers 34 tot 40. Ons luister saam na die woord van die Here.
Toe die Fariseërs hoor dat Jesus die Sadduseërs die mond gesnoer het, het hulle bymekaar gekom en een van hulle, 'n wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? En Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En die twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Jy moet die Here jou God lief hê met hart, siel, verstand en al jou kragte. Wat is jy sonder jou hart? Wat is jy sonder jou verstand? Is jy nie dood nie? Wat eis die Here van ons? Totale toewyding met ons hele lewe, in alles wat ons is en alles wat ons doen. En as ons hom so lief het, is daar net een God. Sal ons nie ander gode aanbid nie. Sal ons die Here se naam nie uitelik gebruik nie. Sal ons die Sabbatdag heilig hou. Sal ons ons Vader en Moeder eer terwille van ons hoogste gesag, ons Here. Wanneer ons aan ons naaste doen wat ons aan onsself gedoen wil hê, wanneer ons ons naaste lief het soos onsself, dan sal ons nie moord pleeg nie, sal ons nie egbreek pleeg nie, sal ons nie steel nie, sal ons nie vals getuienis aflê of iemand anders se besittings begeer nie. Hierin die twee gebooie word die hele wet en profete saamgevat. Kom ons antwoord op die wet van die Here terwyl ons so sit, Psalm 32, daarvan die 3de en die 6de vers, let daar dalk net op, solank vers 6 is die tweede deel van vers 3 se vers wat herhaal word, of die melodie wat herhaal word. Psalm 32, vers 3 en 6. Kom ons bid saam. Ons almagtige God, ons hemelse Vader, ons dank U, Here, dat U ons saamroep om hier in U huis bymekaar te kan kom. Ons dank U, Here, vir elkeen wat vanmôre na U roepstem geluister het. Elkeen wat vanmôre hier in U huis bymekaar is om U te aanbid, om U lof te besing, om U naam groot te maak en te eer, omdat U naam die enigste naam is wat prysenswaardig is. Ons dank U, Here, vir genade onbeskryflik groot, dat ons U mag ken, soos U Uself in U woord openbaar. Ons dank U, Here, dat ons kan deel wees van 'n gemeente, waar ons juist dit doen, waar ons soek om U te ken soos U Uself openbaar. Nie soos wat ons wil hê U moet wees nie, maar net soos U self in U woord sê wie U is, mag ons U so in gees en in waarheid ook aanbid. Ons dank U, Here,
dat ons ook in hierdie oomblik voor U kan kom kniel en kan erken en kan bely, Vader, daar's baie waaraan ons elkeen self skuldig is. Daar's baie dinge waarin ons anders moet optree, dikwels wat ons naaste vertrap tot ons eie voordeel, dikwels wat ons ander goed liewer het as vir U. Ons bid dat U ons dit sal vergewe, dat U ons sal lei deur die Heilige Gees om nie meer in sonde te leef nie, maar om juis te soek, om in gehoorsaamheid agter U aan te stap, deur ons doen en late, dankbare harte te wys vir die feit dat U ons vrygespreek het, dat U ons losgekoop het van die houvas van die sonde en die dood en die Satan. Lei ons so op die weg van dankbaarheid, dat ons ook deur ons doen en late U naam sal groot maak en verheerlik. Ons bid, Here, vir ons gemeente. Daar waar dit dalk mag voel asof ons in die afgelope week baie houe gevat het, dat dit dalk voel asof 'n mens vir 'n oomblik twyfel waar 'n mens staan en wat 'n mens moet doen, bid ek, Here, dat U ons sekerheid sal gee, vastigheid sal gee, leiding deur die woord, dat U ons insig sal gee deur die woord en die Gees en sal help en lei dat ons standvastig sal bly aan ons navolging van U. Ons bid, Here, vir elkeen wat op hierdie stadium om welke rede ook al nie die gemeenskap van gelowiges opsoek nie. Ons vra, Here, dat U harte tot inkeer sal bring, want U roep ons op om 'n gebou van lewende stene te wees, wat mekaar ondersteun, onderskraag en dra, juis deur met mekaar te deel en by mekaar te wees en vir mekaar te bid, vir mekaar se laste te dra, soveel kere wat U dit ook in die woord sê. U wat sê, moenie wegbly van die samekomste van die gemeente nie, maar soek dit juis op, dit des te meer na mate julle die tekens van die eindtyd sien naderkom. Lei ons dan ook so, Here, dat ons ook die van ons wat hier is, dat ons ligtende ligte sal wees buite hierdie gebou, dat die evangelie nie tussen 4 mure vasgevang word nie, maar dat dit sal uitgaan van hier, dat U lig sal skyn oor hierdie wêreld, en dat dit getroue getuie sal wees van wie U is. Ons bid dan nou ook, Here, vir U woord, die woord wat nou oopgebreek gaan word en verkondig word. Ons vra, Here, dat U ons ontvanklik sal maak in ons harte vir U woord, en dat ons ook die woord sal hoor na die mening van U Gees. Dit bid ons van U, Here, nie omdat ons dit verdien nie, maar enkel en alleen uit genade. Amen. Psalm 119, vers 58 en 63, terwyl ons so sit met die oog op skriflesing uit Markus 8 uit.
Ons lees vanmôre saam uit die woord van die Here Markus 8 vanaf vers 27 tot en met 9 vers 1. Ons luister saam na die woord van die Here. Daarna het Jesus en sy disippels na die dorpies naby Caesarea Philippi gegaan. Langs die pad het hy vir die disippels gevra: "Wie sê die mense is ek?" Hulle antwoord hom: "Johannes die Doper, party sê weer Elia en party een van die profete." "Maar julle," vra hy, "wie sê julle is ek?" Petrus antwoord hom: "U is die Christus." Toe belet hy hulle om dit vir iemand anders te vertel. Jesus het toe begin leer dat die Seun van die Mens baie moet ly, dat hy deur die familiehoofde en die priesterhoofde en die skrifgeleerdes verwerp moet word en doodgemaak moet word en 3 dae later moet opstaan. Hy het met hulle hieroor reguit gepraat. Toe het Petrus hom op sy geneem en hom begin berispe. Hy het egter omgedraai na sy disippels gekyk en vir Petrus berispe: "Moenie in my pad staan nie, Satan," het hy gesê, "want jy dink nie aan wat God wil hê nie, maar aan wat mense wil hê." Jesus het toe die menigte mense saam met sy disippels nader geroep en vir hulle gesê: "As iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloën, sy kruis opneem en my volg. Want wie sy lewe vir homself wil behou, sal dit verloor, maar wie sy lewe vir my en die evangelie verloor, sal dit behou. Wat help dit 'n mens tog om die hele wêreld as wins te verkry en sy lewe te verloor? Wat sal 'n mens kan gee in ruil vir sy lewe? Wie hom dan vir my en my woorde skaam, te midde van hierdie ontroue en sondige geslag? Vir hom sal die Seun van die Mens hom ook skaam wanneer hy kom saam met die heilige engele en bekleed is met dieselfde heerlikheid as sy Vader." Verder het hy vir hulle gesê: "Dit verseker ek julle, daar is party van die wat hier staan, wat beslis nie sal sterwe voordat hulle gesien het dat die koninkryk van God met krag gekom het nie." Teksverse, verse 33 is die tweede gedeelte tot en met vers 35. "Moenie in my pad staan nie, Satan," het hy gesê, "want jy dink nie aan wat God wil hê nie, maar aan wat die mense wil hê." Jesus het toe die menigte mense saam met sy disippels nader geroep en vir hulle gesê: "As iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloën, sy kruis opneem en my volg. Want wie sy lewe vir homself wil behou, sal dit verloor, maar wie sy lewe vir my en die evangelie verloor, sal dit behou." Geliefdes aan ons Here Jesus Christus, aan die begin van hierdie jaar het ons uit hierdie selfde teks uit met dieselfde tema 'n preek aangehoor. Toe het daar 9 jong gesiggies hier voor ons gestaan en hulle het bely dat hulle glo. Glo in God, glo dat die Bybel waar is, glo dat dit wat hier geleer word die waarheid is. Hulle verbind tot die uitlewing van hierdie geloof in 'n gemeenskap van gelowiges wat mekaar verantwoordbaar hou vir hierdie geloof in God drie enig wat ons met mekaar deel. En ek dink vir die eerste keer het ons afgelope week as 'n gemeente beleef wat dit ons kan kos om by hierdie belydenis te bly staan. En almal wat belydende lidmate in die Gereformeerde Kerk Nelspruit is, het hierdie belydenis hulle eie gemaak. Of dit nou is deur toerusting wat gegee word wanneer van 'n ander denominasie af by ons aangesluit word, of deur volwasse kategese of die belydenis wat afgelê is by ander denominasies wat dieselfde geloof bely. Maar die vraag is dan vanmôre, maar besef ons wat ons bely het en besef ons dat hierdie belydenis ons iets kan kos? Hierdie belydenis word in Matteus met so 'n bietjie meer detail beskrywe wanneer ons lees dat Petrus bely het: "U is die Christus, die Seun van God." En Jesus antwoord hom: "Gelukkig is jy, Simon Barjona, want dis nie 'n mens wat dit aan jou geopenbaar het nie, maar my Vader wat in die hemel is, en ek sê vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my kerk bou. Op hierdie rots sal ek my kerk bou, en die magte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie." Petrus bely Jesus as die Christus. Christus is die Grieks vir Messias, Christus of Messias wat gesalfde beteken.
wat beteken dat Jesus deur God gesalf is as koning, hoëpriester en profeet, en net hy kan kom doen wat nodig is om die mens van sy ewige verdoemenis vry te spreek. Net Jesus Christus en hy alleen. Om hom openlik as Christus te bely, is 'n geloofsdaad. Een wat in die hart van Petrus deur God verwek is, en dit is die gronde van die verlossingsleer. Ek word gered deur Jesus Christus alleen. Ek kry aan hom, aan sy verlossingswerk deel, deur die geloof alleen. Die vrug van hierdie geloof is dankbare dade. Dade soos om voor 'n geloofsgemeenskap te kom staan en te sê, maar hierdie is wat ek glo. Om dan deel te wees van hierdie geloofsgemeenskap, omdat Christus ons oproep om deel te wees daarvan. En dan bou hy sy kerk op lewende stene van die wat hierdie geloof met mekaar deel. En hierin word twee dinge vir ons onderstreep. Die eerste is, hy bou sy kerk. Ons het net so 'n kort tydjie terug 'n preek daaroor ook aangehoor. Hy bou sy kerk op die rots van die belydenis. Die belydenis dat Jesus die Christus die Seun van God is. 'n Belydenis wat ons met mekaar deel en waaraan ons mekaar moet hou, omdat God in sy woord sê ons moet dit doen. Lees maar Handelinge 20 vers 28 onder andere. Maar dan maak hy ook kerke se deure toe. Hy bou nie net sy kerk nie. Hy maak ook kerke se deure toe. Die koning van konings sê in Openbaring, julle het lou geword en ek gaan julle uit my mond uitspoeg. Ek gaan julle kandelaar verwyder. Want julle is nie meer vir my lief soos julle voorheen was nie. Julle is nie gehoorsaam nie. Julle is nie vuurwarm vir my nie. Julle is ook nie koud nie. Julle is net lou. Hy is nie net die een wat sy kerk bou nie, maar ook die een wat sy kerk toemaak as ons nie getrou is aan hom nie. Die tweede ding wat ons hierin hoor is, hy wil 'n kerk hê. So baie stemme wat ons gehoor het. Ons het die kerk nie nodig nie. Jy hoef nie 'n lid van die kerk te wees nie. Soveel mense wat eenvoudig rusbank gelowiges word. Ja, geliefdes, geloof is persoonlik. Maar die uitleef daarvan is op 'n publieke terrein. Dit is in gemeenskap van gelowiges. Ons het dit in die begin van hierdie erediens bely. Ons glo in die gemeenskap van gelowiges. Dis nie iets wat in die geheim uitgeleef word nie. Dit word met ander gedeel en ons moet mekaar bemoedig en ondersteun juis in die geloof omdat ons dieselfde geloof deel. En dan word ons opgeroep, kom by mekaar. Hy gee opdrag vir die tempel om gebou te word in die Ou Testament. Gereeld trek die mense by mekaar en luister na Jesus se leringe in die Nuwe Testament. En daar waar hulle saamtrek, het mense na mekaar omgesien. Soms met 2 visse en 5 brode en genade van bo, maar hulle het by mekaar gekom. Punt is, Christus wil 'n kerk hê. En daaroor sê hy later in Hebreërs, moenie van die gemeente se samekomste af wegbly nie. So as jy bely dat Jesus die Christus, die Seun van God is, dan moet jy noodwendig deel wees van sy kerk. Die laaste ding wat vir ons duidelik gemaak word, is dat Jesus sy kerk bou op die rots van die belydenis. Sommige mense vra jou dalk, waarom lê jy vir belydenis van geloof af? En hier is dit in kort en kragtig. Christus bou sy kerk op die belydenis. En as ons openlik bely het dat ons in hom glo, word die volle rykdom van die evangelie en van die kerk vir ons oopgesluit. Maar geliefdes, hierdie belydenis is nie sonder sy koste nie. Hierdie belydenis wat ons met mekaar deel, het gevolge. Want om Christus te bely is die eerste tree agter hom aan. Ek moet sê, ek dink ek het nog nooit in my lewe so duidelik
die skeidslyn tussen die kerk en die wêreld gesien nie. Christus vra dat ons hom getrou moet navolg. As ek agter hom aanloop as sy disipel, sy navolger, dan moet ek ook so na aan hom wil leef, dat die stof van sy voete my bedek. Ek volg sy voorbeeld in alles. Ek is so na aan hom, aan sy voorbeeld. Ek voer sy opdragte getrou uit. As ek hom bely, kan my gemak nie meer eerste staan nie. Ek kan nie 'n rusbank gelowige wees nie. Petrus was een van die disipels, en net na hierdie besondere belydenis, dan doen die geleentheid homself voor waar Jesus met die disipels oor sy komende lyding praat. En hieroor dan berusp Petrus hom. En waaroor gaan dit vir Petrus? Wat sê Petrus? Petrus sê, mag God dit verhoed, Here, dit sal beslis nie met u gebeur nie. Klink so ondersteunend, liefdevol. Ek gryp uit na u, maar eintlik, wat is hy besig om te doen? Hy is besig om selfsugtig te wees en te dink aan sy eie belange. Jesus het net so kort stukkie voor hierdie teks, dan spreek hy die fariseërs aan, nadat hulle vir Jesus vermaan oor sy disipels met ongewaste hande eet. En dan sê hy, julle ken die kuns goed om die wette van mense voor te hou, asof dit die wet van God is. Dis presies wat Petrus dan ook doen met, dit sal beslis nie gebeur nie, maar God het verhoed. Petrus dink aan homself, aan sy gemak. Lyk goed en edel selfs, maar uiteindelik is dit 'n selfsugtige vergrype aan Jesus. En dit, geliefdes, is wat baie keer met ons gebeur. Ons het die evangelie ontvang, ons weet wat God wil, ons het die Bybel, ons lees dit, ons weet dat hy wil hê, ons moet hierdie evangelie nie vir onsself hou nie, maar met die wêreld deel. Ons weet dat hy wil dat ons as kerk by mekaar kom. En dan gebeur dit keer op keer dat ons Christus net vir onsself wil hou, of glad nie wil deel met medegelowiges nie. En elke keer wanneer ons die Gees se stem probeer uitdoof, hou ons onsself horend doof vir die woorde in Timoteus. Verkondig die evangelie, hou daarmee vol, tydig en ontydig. Dis die plek waar die koste inkom. By die ontydig, wanneer dit my nie pas nie, ten spyte van my en ander mense se gemak. Hierdie laaste week was ongemaklik. Ek het verlang onder die illusie geleef dat ons in 'n land leef wat hoofsaaklik Christelik is. Maar in die kommentaar en oproepe en e-posse en WhatsApp boodskappe wat die afgelope week rondgestuur is en ontvang is dit duidelik dat daar 'n diep onverdraagsaamheid is teenoor die Here se kinders. Teenoor die wat getrou bly aan wat God vir ons leer in sy woord. Want dit pas nie by die prentjies wat ons skep van geloof nie. Dit pas nie by die prentjies van dit wat ons wil hê dit moet wees nie. Van wat ons uit die kerk wil kry of wil hê nie. Want dit is waar so baie mense vashak, die onderskeid wat ek dikwels tref, wat mense sê, ja maar, God is 'n God van liefde. Dis reg. Maar ons hanteer hom asof liefde God is. Solank ek 'n sousie van liefde daaroor gooi, dan is ek geregverdig. Maak nie saak wat se sonde dit is nie. Solank ek liefde daaroor gooi, dan is dit geregverdig, want dan is dit goddelik. Liefde is God is liefde, beteken dit wat God sê, waartoe hy ons opdrag gee. Dit is liefde. Dis nie net die abstrakte liefde wat God is nie, nee, dis wat God sê, dit is liefde. Geliefdes, ons buig nie die knie voor die opinies van die wêreld nie. Ons buig die knie voor die koning van konings. En
Dan moet ons nie in die pad van die evangelie staan nie. Ons moenie in Satan se skoene klim en die evangelie probeer keer nie. Ons mag dit veral nie doen deur te dink aan wat mense wil en te ignoreer wat God wil nie. Daar is baie kerke in die wêreld wat dit deesdae doen, kerke wat gebou is op menseregte en die belydenis en nie die belydenis dat Jesus die Christus is nie. En as ons dit doen, dan plaas ons onsself buite die koninkryk, want dis wat Jesus sê. Vers 35 dan het hy gesê, want wie sy lewe vir homself wil hou, sal dit verloor, maar wie sy lewe vir my en die evangelie verloor, sal dit behou. Wat help dit 'n mens om die hele wêreld as wins te verkry, maar jou lewe te verloor? Wat sal 'n mens kan gee in ruil vir sy lewe, wie hom dan vir my en my woorde skaam? In die midde van hierdie ontroue en sondige geslag, vir hom sal die Seun van die mens hom ook skaam, wanneer hy kom saam met die heilige engele en bekleed is, met dieselfde heerlikheid as die Vader. Om agter hom aan te stap, om hierdie belydenis jou eie te maak, gaan jou iets kos. Dit gaan jou gemak kos, dit gaan vra dat jy moet verander, dit mag dalk selfs vriendskappe kos, dit kan selfs familie kos. In ekstreme gevalle mag dit selfs jou lewe kos. Maar as jy onbeskaamd die woorde van die Here in die wêreld laat opklink, deur jou doen en late, deur jou woorde en jou optrede, het jy 'n ewigheid saam met die almagtige God. En geen mens se opinie kan dit wegneem nie. Hoe lyk dit dan prakties? Jesus sê, as jy agter hom aan wil kom, dan moet jy jouself verloon, jou kruis opneem en hom volg. Om myself te verloon is om te sê, ek staan derde in die ry, God eerste, dan my naaste en dan ek. Om selfverlonend op te tree is nie om minder van myself te dink nie, want ek is steeds die kroon van God se skepping. Nee, ek steeds iemand vir wie Christus gesterf het, 'n dierbare prys betaal het sodat ek sy kind kan wees. Ek's nie niks werd nie. Ek het groot waarde, inteendeel. Maar om selfverlonend op te tree is om minder aan myself te dink. Dis om bereid te wees, om ongewild te wees, en juist daarin te getuig en te bly by wie God is. En waarom ons nie behoort te maak soos die wêreld sê nie. Dis om God se eer en my naaste se saligheid voor oë te hou, voor my eie belange. Dit gaan noodwendig sy gevolge hê. Ons het vir mekaar gesê, die belydenis, dat dit ons iets sal kos, en Jesus verwoord dit so, jy moet jou kruis opneem. Dit is dat jy bereid moet wees om die gevolge te dra van jou navolging van Christus. Die wêreld gaan jou haat as jy hierdie belydenis leef, soos die wêreld vir Jesus gehaat het en die kruis op sy rug gelaai het. Wees gereed om jou kruis te dra. Laastens sê Jesus dan, volg my. Beteken nie, volg hom met die dele van jou hart wat saamstem nie. Dit beteken nie volg hom met die stukkies in die Bybel wat jy mee saamstem nie. Dit beteken volg hom soos hy homself in die woord openbaar. Dit beteken volg hom getrou met alles wat jy is, met alles wat jy het. Stap agter hom aan, getrou, soos hy dit in sy woord sê. So geliefdes, ons belydenis is nie net 'n toegangskaartjie tot nagmaal nie. As jy bedoel het wat jy gesê het, wat jy bely het, dan gaan dit jou iets kos. Dit is nie gewild meer om agter hom aan te stap nie. Dit is nie meer gewild om getrou te wees in jou navolging van Christus nie. Maar ten spyte daarvan, volg hom. Volg hom wat sy kerk bou met lewende stene. Volg hom wat sy kerk bou op die belydenis. Volg hom en wees bereid om jouself te verloon, jou kruis op te neem
en agter hom aan te stap. Getrou in woord, daad en gedagte. Mag God ons deur sy Gees daartoe help. Amen. Ons gaan saam die Onse Vader bid. Kom ons bid dit staande, as ons saam die Onse Vader sing, en daarna kan ons weer ons sitplekke inneem vir die dankoffer. Kom ons bely hierdie geloof van ons met skrifbreiding 12:3 en 12:5. Enigste Here, enkele wese, ons glo in U met ons hele hart. Heerlik bely ons, vryheid getuig ons. U is vir ewig God en Heer. Ons staan staande. Skrifbreiding 12:3 en 12:5 saam, en dan bly ons staan om die seën van die Here te ontvang, waarop ons met die amen antwoord.
Verhef jou harte tot God en ontvang sy seën. Die Here seën u en behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en sy genade. Die Here verhef sy aangesig oor u en gee aan u vrede. Amen.